Baie dankie julle. Die Here se woord is lewegewend. Hierdie is die strome van seën hier by ons, in ons midde. Kom ons kom drink by die lewende water vanoggend. Kom ons bid saam. Here Jesus Christus, o Heilige Gees, Hemelse Vader. Here God drie-enig, dankie dat U hier by ons teenwoordig is. Here, dankie dat ons ook die voorreg het dat ons bewus kan word van U magtige verskyning hier rondom ons. Here, en dat dit hier iets in ons binnekant kom verander. Here, dat dit ons vul met lewe wat in ons borrel en uit ons uitborrel en 'n wêreld kom bereik wat dors is vir die lewende water wat U gee. Here, vandag wanneer ons by U woord stil staan, Here, dan besef ons elkeen net weer hoe dors ons self het, Here. Here, hoe leeg ons soms voel. Here, hoe ons nie altyd hierdie lewe in oorvloed beleef nie. En Here, daarom is ons vanoggend hier. Daarom kom soek ons vandag weer U waarheid en kom vra U, kom wys ons die pad. Here, die pad waar ons ook hierdie lewe in oorvloed, hierdie strome van seën in ons eie lewe kan ervaar, Here. Leer ons U pad. Leer ons U wil. Here, en maak ons net weer diep bewus van die Heilige Gees wat in ons lewe aan die werk is en wat ons vul met lig, met liefde, met waarheid en met lewe. Here Jesus, mag U wil alleen geskied vandag in hierdie erediens. In Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons het nou lekker gesels met mekaar oor hierdie boom wat langs die lewende waterstroom is, wat groen blare het, wat vrug dra, wat prentjies van 'n sterk boom. Ons praat oor lewe in oorvloed. Ons praat van strome van seën vloei uit my binnekant en dan moet ek en jy vir mekaar sê en eerlik bely dat van dag tot dag ervaar ons dit nie altyd nie. As ons nou gepraat het oor leef ons die lewe wat God vir ons droom, dan moet baie van ons erken dat daar's gereeld tye in ons lewe wat ons dit nie ervaar nie. Wat ons lewe meer beskryf is baie keer angstigheid, bekommernis. Ons het laas kwartaal lekker oor baie van hierdie goed gepraat. En vriende, soveel van ons is so kort van draad, ons nervies is net so dun. Ons is so ongeduldig op die pad, ons kan so vinnig kwaad word. Vir mense, vir jouself, vir die lewe, dit beskryf ons meer. En baie van ons is die rede daar agter dat ons oorweldig voel. Dat ons die binnekant eintlik gebroke voel of ons nie heel is nie, dat ons nie daai vrede wat, onthou shalom wat beteken dat ek heel is. 'n totale heelheid, 'n heelheid in my verhouding met God, 'n heelheid in my verhouding met mense, 'n heelheid in my verhouding met die natuur, met myself. Ons beleef nie daai heelheid nie en daarom is hierdie strome van seën nie wat uit ons uitvloei nie. Dit is baie keer meer woede en ongeduld en irritasie en bekommernis en vrees. Ag vriende, soveel van ons voel gejaagd en hierdie vrese waarmee ons elke dag werk in ons lewe, lê ons baie keer lam. Ons voel so oorweldig. Ons voel baie keer alleen. En ons beleef nie die lewe in oorvloed nie. Vandag se teksgedeelte kom spreek hierdie aan. Dit gee vir ons hoop. En vir jou wat vandag so voel en dalk terugkyk oor jou lewe en dink die laaste 5 jaar gaan dit so, of die laaste 3 jaar gaan dit so, of die laaste jaar gaan dit so in jou lewe. Kom hoor hierdie hoop vanoggend uit Esegiel 47 uit. 'n Pragtige beeld wat Johannes definitief in gedagte gehad het toe hy sy
evangelie geskryf het, maar ook die Openbaringbrief. So ons gaan lekker daar ook by Johannes se goed stil staan. Kom ons lees vir nou eers saam uit Esegiel 47 vanaf vers 1. Mag die Here sy woord vanoggend in ons harte kom seën. Die man met die meetstok het my teruggebring na die ingang van die tempel toe. Toe sien ek daar kom water onder die tempel se drempel uit aan die ooste kant. Die tempel het oos gekyk. Die water het regs van die tempel weggeloop, suid van die altaar verby. Die man vat my toe by die noordpoort uit en om na die buitenste oospoort toe. Daar syfer die water toe regs langs die poort uit. Die man het oos gestap en met die maatlyn wat hy by hom gehad het, 500 meter afgemeet van die oospoort af. Toe laat hy my deur die water loop. Dit was enkel diep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit was kniediep. Hy het nog 500 meter afgemeet en my deur die water laat loop. Dit het tot by my heupe gekom. Toe meet hy nog 500 meter, maar toe was die water 'n stroom waar ek nie kon deur nie. Die water was diep, sodat 'n mens sou moes swem. Dit was 'n stroom waar 'n mens nie deur kon loop nie. Die man sê toe vir my, sien jy dit, mens? Hy laat my toe al langs die stroom terugstap. Terwyl ek so terugstap, sien ek daar staan groot, hoë bome weerskante op die stroom se wal. Die man het vir my gesê, hierdie water loop weg na die streek oos toe en af na die Jordaanvallei toe, waar dit in die dooie see sal inloop. Waar dit in die dooie see inloop, sal die water van die dooie see vars word. Waar die stroom ook kom, sal dit wemel van al die soorte diere en sal daar baie vis wees. Die water loop af na die dooie see toe en sal die see vars maak. Waar die stroom kom, sal alles lewe. Daar sal vissers langs die dooie see staan, van En-Gedi af tot by Englaim. Dit sal 'n plek wees waar hulle nette droog maak. Daar sal net soveel soorte vis wees as in die groot see en net so baie. Net die water in die moerasse en kuile langs die dooie see sal nie vars word nie, hulle moet sout bly. Weerskant op die wal van die stroom sal allerlei vrugtebome groei. Hulle blare sal nie verlet nie en hulle vrugte sal nie opraak nie. Hulle sal elke maand dra, want die stroom se water kom uit die heiligdom. Die vrugte sal daar wees om te eet en die blare om genesing te bring. Ons lees vanoggend tot sover. Vriende, om hierdie gedeelte se hoop en se kragtige boodskap te verstaan vandag, moet ek so 'n bietjie met julle gesels oor wat in Esegiel aan die gebeur is. Esegiel is 'n profeet wat in die tyd van ballingskap, dit was toe die Suiderryk deur die Babiloniërs ingeneem is, was hy een van die wat die eerste klompie was wat hulle eintlik kom haal het. Die Babiloniërs het in die stad ingekom, in Jerusalem ingekom, en klomp mense wat slim was, wat geleerd was, wat iets kon bydra vir die Babiloniërs in hulle samelewing, het hulle kom vat, eintlik die room van die skuim kom vat. En 'n tyd later is Jerusalem toe eers ordentlik ingeneem en die stad het tot 'n val gekom en die tempel is verwoes. Maar Esegiel is van hierdie eerste klomp wat weggevat is. Nou kom openbaar die Here aan Esegiel wat aan die gang is in Israel se harte. En dit lees ons hier in hoofstuk 12 tot 32, dat hulle harte ver van die Here af is. Maar waarmee Esegiel begin is, hy begin met die Here se magtige verskyning wat in die tempel is. Nou, vir julle om dit te verstaan, vat ek julle terug na Egipte toe hulle uit Egipte verlos is en in die woestyn geloop het. Daar het die Here se altaar saam met hulle gereis. En daar waar die Here se altaar was, daar was God se teenwoordigheid
sigbaar vir hulle. Ons lees in Exodus dat daar in die dag was daar 'n wolkkolom wat oor die altaar gehang het, die Here se teenwoordigheid, en in die aand was daar 'n vuurkolom wat oor die altaar gehang het. En hulle het 'n tent van ontmoeting gehad. Soos wat hulle gereis het deur die woestyn, het hulle tent opgeslaan en het hulle hierdie tent van ontmoeting rondom die Here se ark, rondom sy teenwoordigheid gebou, sy blyplek. En daarom het die teologie ontwikkel dat waar die altaar is, daar is God. Paar jaar later in Jerusalem bou hulle 'n tempel van baksteen. Maar hulle behou hierdie idee van God wat op een plek vas is. By die tempel, daar is sy teenwoordigheid. So wanneer ons in Esegiel 1 tot hoofstuk 11 lees, dan lees ons Esegiel sien dat die ark, die Here se teenwoordigheid, het uit die tempel van Jerusalem uit af wegbeweeg. En die Here ontmoet hom daar in ballingskap. En dit het Esegiel natuurlik bekommer, want hoe het die Here uit sy tempel uitbeweeg? En hulle kon nie verstaan dat hoe is die Here nie meer daar in Jerusalem nie. En dan kom hoofstuk 12 tot 32 wat Esegiel vir Israel reguit aanspreek. Die waarheid aan hulle kom openbaar, 'n spieël vir hulle ophou en sê, julle het weggedraai van God af en julle het nie die verbond onderhou nie. En daarom word julle in ballingskap weggevoer. En dan hoofstuk 23, so waar gebeur dit. Jerusalem kom tot 'n val, hulle word in ballingskap weggevoer, die tempel, God se huis, eintlik was dit God se voetstoel waarop hy gerus het, maar dit is waar God se teenwoordigheid was, die tempel is verwoes. Nou moet julle dink wat het in Israeliete se harte gebeur, toe God se teenwoordigheid nie meer tussen hulle is nie. Of so dink hulle. En Esegiel kom agter, maar God se teenwoordigheid is nou ook by hulle in ballingskap. En dit is waar die hoop lê van hierdie pragtige profetiese boek. Esegiel 34 tot 48 kom skryf oor die hoop vir Israel, dat God ook saam met hulle ballingskap toe gaan. In die sleg tussen die heidene nasie, daar is God ook by hulle. Maar verder gaan die hoop ook na die nasies toe vir die hele wêreld. Die nasies sal ook genesing kry. Hy sal die bose uit die nasies uitkom haal en verder die hele wêreld bereik. Dit is die boodskap van hoop wat Esegiel bring. God wat die bose oorwin en 'n nuwe tempel wat 'n kosmiese, totale herstel in die heelal bring. Daardie shalom waarvan die Here praat. En dan eindig hoofstuk 48, heel laaste vers in Esegiel. Dan kry hierdie stad kry 'n nuwe naam. Dis nie meer Jerusalem nie, die stad is die Here is daar. Johannes gebruik definitief hierdie beeld en dis asof dit heeltyd in Johannes se gedagtes is wanneer hy sy evangelie skryf en die Openbaringbrief. Want wanneer Johannes Esegiel lees, dan sien hy dat daar waar God is daar lewe. En dat Jesus die lewende water is. Ek wil julle vinnig deur Johannes vat. In Johannes 2 vers 19 sien ons dat Jesus sê, hy is die tempel, hy is die nuwe tempel. Die nuwe tempel wat herbou is. En dan hoofstuk 4 kom sê hy, ek is die lewende water. Hierdie water wat jy hier drink in die put, Samaritaanse vrou, dit gaan jou weer dorslaat. Sy kom met 'n kruik daaraan om wêreldse water te kry. 'n Kruik wat water hou, maar daai water gaan weer opraak. En wanneer hierdie Samaritaanse vrou hoor, maar Jesus het die lewende water wat nie opraak nie, en as sy by hom drink, gaan sy nie weer dors kry nie. Wat doen sy? Sy los die kruik net daar by die put. Want sy het besef, daar is 'n bron van water wat nie opraak nie, wat haar vir ewig gaan vul en haar dors gaan les. In Johannes 7 gebruik Jesus weer die woorde, 'n rivier, 'n lewende water sal uit hulle binneste vloei. Die mense wat Jesus aangeneem het, die mense wat deur Jesus lewe, wat in Jesus glo, nou vloei lewende water uit hulle uit. Weereens rivier
riviere van lewende water. En dan weer in hoofstuk 7 vers 39 verduidelik hy dan, wat is hierdie water? Wie is hierdie water? Hy kom sê, dit is die Gees. En dan in Openbaring 22, kom sê Johannes, rivier van lewe vanaf God sal vloei. En dan hoor ons hier dieselfde woorde van Esegiel. Daar sal bome met vrug langs aan hierdie rivier uitsprei. En hierdie blare van hierdie bome gaan genesing bring. Presies dieselfde woorde wat ons in Esegiel hoor. Johannes het hierdie beeld diep in sy hart gebêre. En hy verstaan, ons sien dit in die evangelie, hy verstaan dat hierdie lewende water is wat Jesus vir ons kom gee, en hierdie lewende water is die Heilige Gees. So as ons dink oor ons lewe, en ons dink oor hoeveel beleef ons hierdie stroom van lewende water in ons lewe, hoeveel beleef ons die lewe in oorvloed, dan moet ons onsself afvra, hoe lyk my koneksie, hoe lyk my verbintenis met die Heilige Gees? In Johannes 14 kom gee Johannes 'n woord vir die Heilige Gees. Die woord is Parakletos. En Jan van der Walt, dis regtig die oomie wat die meeste van Grieks af weet wat ek ken. Hy sê, eintlik kan ons hierdie woord vertaal met 'n hemelse naalstring. Die Heilige Gees word die hemelse naalstring, wat vanuit die hemel die ewige lewe in my en jou lewe bring. Ons weet hierdie goed. Ons weet dat God die bron van lewe is. Maar vriende, my en jou koneksie met die Heilige Gees is die naalstring tussen ewigheid en aarde. Tussen ewigheid en tydelikheid. In die Nuwe Testament word dit duidelik dat die ewigheid is nie iets wat eendag gebeur vir ons nie. Die koninkryk van die Here gebeur nou, hier tussen ons, waar God koning is. Dit is waar God se koninkryk is daar waar hy koning is. So as Jesus die koning van jou lewe is die Here se koninkryk daar besig om te gebeur. Maar vriende, hierdie wêreld, soos Jesus self gesê het, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. Hierdie wêreld is nie maklik nie. En as ek en jy nie seker maak hierdie naalstring is lewendig en voer al die seëninge van die hemel in my hart in nie, dan gaan jy 'n lewende dooie wees. Is dit nie die woorde wat baie van ons beskryf nie? Ons is lewende dooies. En ek sê nie, as jy Jesus aangeneem het, dat jy nie partykeer ook 'n lewende dooie bestaan voer nie. Ja, wanneer ons Jesus aanneem, is ons plek verseker en ons het 'n verhouding met die Here. Maar ek en jy kan partykeer so lewe, asof ons Jesus nie nodig het nie. En dan begin ek en jy soos 'n lewende dooie te lewe. God wil hê die toevoer tussen ewigheid, die hemel en jou hart moet mooi loop en oop wees. Hier in Esegiel kom ons agter dat God se teenwoordigheid verander alles. Maar in Esegiel en in Johannes sien ons iets verder. Ons sien dat wanneer ek en jy bewus word van God se teenwoordigheid, dan leer ons om die lewe in oorvloed te leef. Ek lewe bewus van God wat hier by my staan, wat my lei, wat met my praat in elke oomblik wanneer ek raad nodig het, oor hoe om 'n sekere persoon te hanteer, hoe om my finansiële krisis te hanteer, hoe om my gesin se probleem te hanteer, die konflik wat in ons familie is te hanteer. Die Heilige Gees is elke oomblik by jou teenwoordig met sy stroom van lewe in jou hart in.
Maar ek dink soveel keer knyp ons die naaldstring toe, dat dit nie mooi deurvloei nie. En ons lewe nie met 'n bewustheid van God by ons nie. En ek weet, en ek leer dit ook vir die kategese kinders, die belydennisklas, dat ons geloof hang nie van ons gevoelens af nie, en dit is so. En dan kom woestyntye in ons lewe wat ons nie die Here ervaar nie. Maar vriende, dit is nie die gewone nie. Dit is nie die normaal nie, dit gebeur met uitsondering. Ek en jy moet diep bewus wees van God se teenwoordigheid, want dit verander alles. Dit is die stroom van lewe wat in my en jou hart in stroom, en wat Jesus sê, in jou gaan opborrel, en uit jou uit gaan stroom, en 'n stroom lewende water na die wêreld toe gaan veroorsaak. Ek wil afsluit met 2 gedagtes. Die eerste gedagte is dat ons probleem juis is dat ons nie besef dis 'n stroom wat vloei nie. Ons leef met 'n verbruikersmentaliteit van ek soek en gee net nog vir my, ek het nog nodig. En ons word soos die dooie see. Die dooie see is die dooie see omdat hy nie 'n uitloop het nie. Die water met al sy vitamiene en minerale stroom in die dooie see in, en daar stop dit. Daar's nêrens 'n uitvloei nie. So die soutte bou op die minerale en dit word te hoog en niks kan meer lewe nie. Daar is geen lewe in die dooie see nie. Dis hoekom dit die dooie see genoem word. Ons dink so, my tankie is so leeg, so ek moet net nog en nog insit, maar ek dink nie daaraan om te begin uitdeel nie. Maar dis die oomblik wanneer ons die stroom laat vloei deur ons na buitekant toe, dat ons vol word, dat ons die lewe ervaar. Hierdie beeld sê so mooi, daar gaan 'n stroom lewende water in die dooie see inloop. En ek kan net dink hoe groot daai stroom sal wees, wat reg oor die dooie see loop, dat dit 'n stroom word, en dat daar weer lewe kom in die dooie see. Is jou lewe op die oomblik die dooie see? Of is dit die lewende water? Wanneer jy die stroom word, wanneer jy deel word van die stroom, vloei die Here se seën in ons in, maar ook verder uit ons uit na mense toe wat dit nodig het. Vriende, ek weet nie of julle dit raak sien, of julle dit in julle gees beleef nie, maar die Here is besig om vir NG Bethlehem Oos ryklik te seën. Dit voel vir my of hy, en die Here het al lankal hierdie beeld in my hart gelê, as ek met julle eerlik kan wees vanoggend. Al lankal, nog voordat ons soveel nuwe mense gekry het. Maar hierdie stroom wat die Here in ons in laat vloei, ons het 'n keuse wat maak ons hiermee, gaan ons die dooie see word, en ons gaan net al hoe ryker en sterker en mooier word, of gaan ons dit deur ons laat vloei, dat die Here ons seën, sodat ons tot 'n seën kan wees, want dan gaan die lewe voortspring reg rondom ons, in ons gesinne, in ons families, in die skole, in ons werksplekke, waar jy kom, met die lewende water van Jesus Christus, wat deur jou vloei, gaan lewe ontspring. Maar die keuse lê by my en jou. Gaan ek 'n opgaardam word? Gaan ek 'n dooie see word? Of gaan ek die seën van die Here deur my laat vloei? Die tweede gedagte is dat hierdie stroom in Esegiel, wat in die ou tyd baie kontroversieel was bedoel vir die nasies en vir die wêreld. Ja, die Here begin dit dalk hier, maar die bedoeling is altyd dat dit verder moet gaan, wyd moet gaan, na die nasies toe moet gaan, verskillende nasies. Dat dit hoop bring in Suid-Afrika. Maar kom ons begin, hoop bring in Bethlehem, hoop bring in die Vrystaat, hoop in Suid-Afrika. Weet julle vriende, wanneer ek en jy begin om my gedagtes te verander na my toe en die eie ek, en ek beweeg dit na ander mense toe, vul dit my ook met ware lewe. Partykeer is dit interessant, hoe die Here se waarheid uit kunstenaars se monde uitkom. Ek weet nie eens of hulle dit altyd mooi besef nie. Maar Karen Zoid het hierdie mooi liedjie, wat sy sing vir haar seun. Die koor sê, ek wil hê jy moet saam sing as musiek begin speel.
Maar op 'n stadium sê sy, as jy soms voel, die lewe is net een groot gesaffer. Draai na ander, reik uit na ander, met minder as jy, dan sal jy altyd kan saam sing, as musiek begin speel. Wanneer ek en jy leer dat hierdie lewe gaan nie net oor my nie, maak nie saak hoe sleg dit is nie, maak nie saak hoe laag jou tank is nie. Wanneer jy daai water uitdeel, kom daar soveel weer terug en deur jou. Ek en jy moet leer dat die Here ons seën om tot seën te wees, en dit is ook 'n seën vir jou eie hart. Dit is die lewe in oorvloed wat jou hart na hinker. Ons doen ongelukkig die teenoorgestelde, as ek dit prakties kan maak. Ons tank raak leeg, ek raak oorweldig, ek raak moeg, ek raak kwaad, en dan probeer ek myself beter te laat voel met wêreldse goed. Ek daag op met daai kruik. Daai kruik wat gaan leeg word, en baie keer kry ons aan hierdie kooplus. Ek was al so, ek het al verseker so gevoel, en ek het al verseker ook dan gekoop. As ek ietsiekie koop, dan voel ek bietjie beter. Al is dit net 'n roomys by McDonald's, dis nou lekker deesdae. Maar partykeer is dit iets groter. En wat doen ek? Ek maak myself net al hoe voller. Ek het al hoe meer. En wat doen dit? Na die tyd voel ek maar net so oorweldig. Ek voel maar net so geïrriteerd, maar net so alleen, maar net so lam. 'n Ander ding wat ons baie keer traai, ek praat regtig nou baie lekker met myself oor hierdie dinge, is ons is emosionele eters, daai roomys. As ek net iets lekkers eet, dan voel ek beter. En dis asof ons al ons hoop begin plaas op hierdie tydelike goed wat ons gou 'n bietjie voller maak, letterlik en figuurlik. Maar as ek nou net 'n lekker skaapboutjie of 'n skaapchop het, of 'n stukkie droë wors, hoekom dink ek nou net aan vleis? Maar wat ook al jy in jou gedagte het, dit maak jou 'n bietjie voller. Vir daai oomblik voel jy bietjie beter. Maar vriende, dan is ons besig om water in 'n kruik te sit wat weer gaan leeg word. Die ander ding wat ons doen is, ons kyk so graag reels, julle klomp tieners, nê, en ons jonges, ons almal deesdae, nê, daai vingertjie gaan net so. En dis net een video op 'n volgende een. Hoeveel van ons raak in die slaap so met die foon? Of sosiale media, of YouTube. Ag, ek dink nou sommer nou daaraan, my boetie is nou ook daarso, my boetie is regtig bietjie tegnologies gestremd. Maar as hy nou so met sy vingertjies sit, dan het hy nou al begin sê vir sy kinders, hy doen admin. So die dogtertjie, sy dogtertjie vra toe, doen pappa weer bietjie admin? Sy het nou nie admin gehoor, sy hoor admin. Hoeveel van ons doen admin daar op ons fone, om 'n bietjie beter te voel, maar ons mis die lewe. Hoeveel van ons wil net tussen mense wees, ek kan net nie alleen wees, en dan moet nie die hele tyd geraas wees, want ek wil net my kruik bietjie vol maak. Hierdie kruik wat weer gaan leeg word, maar ek probeer hom weer vol maak met aardse dinge. Heeltyd tussen mense, kan nie met my eie hart, met my eie gedagtes sit nie. Met my Here en my God praat nie. En hierdie is 'n goeie coping mechanism, dis 'n gesonde een, maar dit is ook 'n afgod as ek dit gebruik, in plaas van om na God toe te hardloop, as ek gaan hardloop om die blok. En ek hardloop myself mal, en ek het later net sulke kuite, maar my hart is leeg. Oefen is goed, vriende, dit is een van die wonderlike gawes wat die Here vir ons gegee het, maar ons net een wat jou kan kom vul met lewende water, en dis Jesus Christus, en as jy nie by hom uitkom nie, gaan jy soos 'n lewende dooie leef. Hy kom beloof die lewe in oorvloed. As jy nie dit ervaar nie, moet jy dalk skuwe in jou lewe maak, en dinge weer belangriker maak wat belangrik moet wees. Vriende, dit is 'n paar voorbeelde, jy dalk jou eie. Maar ek wil jou uitdaag om bietjie te gaan dink oor wat jou kruik is, wat aanhou en aanhou weer leeg word. En hoe gaan jy weer jou koneksie laat vloei, soos 'n naalstring wat die seëninge van die ewigheid deur die Heilige Gees in jou hart in kan vloei, sodat jy 'n lewe van oorvloed kan beleef en kan leef. Maar die groot geheim is, dat dit dan nie in jou self moet bly in jou eie lewe nie, maar dat dit deur jou moet vloei na 'n wêreld wat dit so nodig het. Want dan sal jy ook die lewe in oorvloed beleef.
Kom ons bid saam. Here Jesus, ag Here, ek dink net weer aan die woorde van Johannes, dat U vir ons kom sê, die dief kom net steel en verwoes, maar U het gekom om vir ons lewe te gee, en dit in oorvloed. Here, dit is U eie woorde. Here, ek dink ook aan Psalm 23, wat Dawid kom sê, sy beker loop oor. Here, soveel keer is ons bekertjies maar leeg. Here, en ons probeer angstig dit voller te kry met wêreldse dinge. Here, en dan laat dit ons weer net so leeg. Here, ons het U nodig. Ons het U nodig elke dag om die lewe in oorvloed te beleef, om die stroom van lewe deur ons te beleef. En daarom vra ons, Here, dat U ons sal help en sal wys hoe ons met 'n dieper bewustheid van U Heilige Gees kan lewe. Dat ons soekend sal wees elke dag na U stem. Here, in elke situasie net vir onsself te herinner, maar U is ook hier. En U is in hierdie oomblik met my in die praat, en in hierdie oomblik lei U my, en kom spreek U my behoeftes aan, en kom raak U my aan, sodat ek 'n seën ook vir ander kan wees. Here, help ons asseblief en verlos ons daarvan om so self te probeer lewe. Ons kom bid dat ons naalstring na die ewigheid toe net weer lewendig sal wees en die seëninge van die hemel ook in ons harte sal uitstort, sodat ons dit met 'n wêreld kan deel. Help ons asseblief om nie soos die dooie see te wees nie, maar dat daar waar U ons lei, dat U stroom van lewende water, daar nuwe lewe sal ons laat ons spring, dat ons vrug sal dra, U Gees se vrug, Here, en dat ons blare genesing sal bring, dat die gawes wat U vir ons gegee het, dat dit genesing sal bring daar waar ons gaan. Ons kom bid dit, Here, omdat ons U baie nodig het, en omdat ons dit net kan beleef deur U goedheid en U genade. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, daar gaan dan nou geleentheid wees vir die opneem van die offergawes.